Ja, so welkom vanaand by aand nommer 2 en soos ons gewoonte kom ons open met gebed. Liewe, dankie dat ons weer vanaand hier by mekaar kan kom en verder inligting kry van hoe om hierdie gewoonte van sigaretrook te laat staan, Here, en dankie vir dit wat U alreeds vir ons gedoen het. Dankie vir die beskerming wat U ons gebied het in hierdie dag. En ons vra dat U ook nou weer eens vanaand deel sal wees van hierdie bespreking en ook so ons gedagtes sal lei. Ons bid en bly dit in Jesus naam. Amen. Right, so aand nommer 2 en ek het julle gesê as ek julle sigarette vat, ek gaan verkoop dit nie en ek try nie dit self rook of ek gee dit nie vir iemand nie. So hierso is 'n kort videoetjie wat wys wat doen ek met dit. So hierso is die tjoefies wat uit mekaar uitgehaal is, so net om julle te wys hoe werk dit. So daardie ignitertjie is binne in hierdie sponsie en hy hierdie chemikalies in wat hy dan excite, kyk al so olierag is dit en dit is so taai. Hy light dit of hy maak dit dan baie warm en dit is dat jy vir die vapor gee, so daar is hulle geskryf dat niemand hulle weer kan gebruik nie. En hierso is al die sigarette en goetertjies, so gaan doen as ons maak hulle so, breek hulle mooi op fyn, dat niemand anders probleem uit om uit gaan kry nie. En dan wat ons sal doen is ons klaar is, dan gooi ek 'n bietjie water op, dat hy daai laaste skade doen. So dit is nou jare en rande wat hierso uiteindelik weggegooi word en waarvan jy vry raak. Gaat hy. Laaste skry, daar is al die leepakkies. Ons maak hulle leeg, ons gooi hulle nie net weg nie, so dat niemand anders 'n probleem kan raak nie. Sy. Hy tjoefies ook, dat hulle kom met al hulle olies en goetertjies. Alright. Kom ons gaan dan aan. Right, so ek het gesê ek wil van julle foto's hê. Nou hierdie is by Oxano, dis 'n groep in Springs. Daar dis 'n toetsstasie wat ook 'n saaltjie het daarby gewerk het wat ons hier rookstak aangebied het. En daar is die mense soos hulle opgehou rook het. So daar's eintlik nou nog mense wat op ander foto's is wat ek nou nie alles, ek wil nou nie vir julle die hele aand foto's wys nie, maar dis wat ek met die foto's wil doen. En dit sal lekker wees vir my om van elke distrik, elke area waar ek hierdie rookstakplan aanbied, om foto's te sê en dis bewyse, want ek het julle foto, ek het 2 weke terug het ek Marlof se foto's, 'n maand en 'n half terug het ek Elof Ermelo se foto's, so wys ek foto's van al die areas en dit bemoedig almal dan om te sê hierdie plan werk. So dis maar net 'n paar foto's daai. Alraai, kom ons begin by Tannie. Wanneer het Tannie se laaste sigaret gerook? Ek het vanoggend 8:00 my laaste een gerook. Vanoggend 8:00, maar Tannie se sigarette vir my gegee gister. Syne. Ek het mos gesê, Tannie moet die oom se sigarette los, nou rook dan en joune. Okay, so 8:00 vanoggend laas. Ja. Wanneer laas het jy jou laaste sigaret gerook? Net voordat ons gery. Net voordat jy hiernatoe gekom het. Wanneer laas het oom se laaste sigaret gerook? 2 uur. Ja, dis al 'n entjie, so dit kom. Moenie weet nie dat julle moet sak nie. Julle gaan daar, dis 'n proses. Dis hoekom ons sê 5 dae, maar ons gaan 'n bietjie kyk wat gebeur met 'n mens. Nou daar so daai Tannie sê hou daai sigaret styf vas. Dit sê dis myne daai. Sy laat hom nie gaan nie. So ons gaan julle verby daardie punt kry. Moenie bekommerd wees as jy nou nog nie daar is nie. Oom het gesê ons gaan môre of donderdag 'n bietjie praat. Dis okay, ons gaan praat, maar wat ek wil onthou, wat ek wil hê julle moet doen is kry daai besluit hier gemaak. Ek is hier vir 'n rede. Ek kom sit nie net hierso net om te hoor wat gaan aan en te kyk op die skerm. Ek is hier want ek het 'n besluit gemaak. Hoeveel waarde is aan sigarette wat jy klaar gekoop het? Niks.
Daar's niks waarde daarin nie. Jy verloor nie sigarette wat jy gekoop het. As jy dit weggooi, verbrand, in die drein afgooi, jy verloor niks nie, want die geld is klaar spandeer. Daar's niks waarde in 'n sigaret waarvoor ek klaar betaal het nie. Die waarde het ek klaar verloor. So moenie dink jy gaan daai laaste sigarette rook en 'n bietjie waarde daar uitkry nie. So tannie sê 8 ure. En oom, wanneer het oom soos 'n laaste sigaret gerook? Om het nou net vanaand begin. Ook voordat julle hiernatoe gekom het. So tannie is omtrent die verste op 8 uur vanoggend. So tannie is amper so by 12 ure. So maar ons moet nou druk. Julle het nou op 'n punt gekom, druk, laat julle by daai 24 uur kom, maar na 24 uur dan gaan jy begin voel daar gebeur dinge met jou liggaam. So tannie het nou al is eintlik al 'n rukkie vir iemand wat baie of permanent gerook het van 8 uur tot nou toe is al 'n tydjie. Hoe voel tannie? Ek voel goed. Voel tannie goed? Ja, want ek het al baie maklik so 2-3 dae sonder sigarette gegaan. O, is dit so tannie is gewoond daaraan, so ons gaan maar kyk, maar so ek sê, weet as 'n mens ophou, weet jy doen 3, 4, 5, 6 ure, 8 ure, moet dan nie dan moed verloor en sê sorry. Moet dan nie moed verloor en sê, ja wel nou gaan ek rook want ek is nou so lus. Druk 'n bietjie, wag hy 5 minute, gee kans. So okay, so daarso het ons weer net die lysie van die chemikalieë wat binne in ons sigarette is. En ons kan sien dat dit nie goed vir ons is nie. Ons kan sien dit is eintlik maar gifstowwe daai. Nou een wat ons nie gister oor gepraat het nie, ammoniak. As jy kan onthou die ou Andy, die groen ene. As jy hom gespuit het aan jou badkamer en maak skoon, dan ruik jou hele huis van ammoniak. Nou ammoniak is daar om jou toilet en jou bad en jou wasbak skoon te maak. Dit hoort nie in jou liggaam nie. En so is daar nou nog 'n hele lys soos ons gister nou deur die chemikalies gegaan het. Dit behoort nie in ons liggaam en daar's nie plek in ons liggame kan nie daarmee werk nie. Right, so onthou ons het gepraat oor hoeveel sigarette rook om 'n dag? Wissel. Tussen wat en wat? Dis moeilik om te sê. Tussen 5 en 15 sigarette. So op die ergste is oom dan ook omtrent op die helfte van daar waar ons ons statistieke is. So net vir oom so onthou ek en gister vir hulle verduidelik. So oom is op so 150 trekke per dag. So 1050 trekke per week, 4550 trekke per maand en dan so net onder die 60000 trekke per jaar. So as jy dit nou so begin bymekaar pak, dan sien jy maar wag so 'n bietjie. Dis nie net 15 sigarette 'n dag nie. Dit is eintlik baie trekke en as jy dit bymekaar sit, dan sien jy dat elke keer as ek daai trek vat, in plaas van skoon suurstof, het ek dan al die gifstowwe in daai sigaret wat nie in my liggaam hoort nie. Ek het 2 maande terug, 2,5 maande terug, dat ek 1,5 tot 2 pakkies sigarette per dag gerook. So 2 maande terug, Ja. 2 tot 2,5 pakkies 'n dag. Okay, so dit is al 'n goeie vermindering, maar die feit bly staan en dit is ek wil nog steeds so gelukwens daarin. Die groot ding is en ons moet dit sny. Want dit help nie om te probeer en sê weet jy wat, hierdie maand gaan ek soveel rook, daai maand soveel. Al wat jy doen is jy verleng net daardie pyntyd en ons sê altyd trek daai pleister, weet. Trek hom af, laat dit brand en seer kry, laat dit kan begin beter raak. Maar ons het gesê, hoe kry ons dit uit? Nommer 1, die belangrikste manier hoe ons dit uitkry is genoeg water. Het enige van julle begin meer water drink vandag? Ja, ons drink water heel dag. Drink julle nog heeldag water? 7 glase? Hier is nou my derde bottel water wat Derde bottel, so jy is op so 1,5 liter, so jy is miskien op so by 5 na 6 glase. So, oom, enigstens 6 glase. 6 bottels, so oom is op 3 liter, so oom is definitief oor die 8 glase water, so oom doen goed. Drink oom in die algemeen baie water, of? Is dit, okay, so dit is goed. Maar 'n bietjie meer vandag gedoen as normaalweg. So dit is, kry jou liggaam gehidreer, kry die gifstowwe uitgewas. Ons het gesê, om daai gewingsverslawing, dit help nie ons verleng dit met ander gifstowwe, die kafeïne, dit wat ons kry in Coke, koffie, sekere tees, alkohol, drank, dan maak nie meer regte besluite nie, so dit was nie 'n regte probleem, net jy's op koffie en Coke, nee?
Nee, energiedrankies. O, energy drinks, daar sê ja, jy is op die ander ene, die gif ene. So daar is daar nie vir julle 'n probleem nie. Energiedrankies, ons sê moet uit. Soos dan het jy minder gedrink vandag, het jy dit Ek het nog nie een keer van dit gehad nie, en daar is nie nou geld om dit te koop. Ja, so dis 'n goeie probleem om te hê. Jy het nie geld vir energy drinks nie. Dis een van die min tye wat dit 'n goeie ding is om nie geld te hê nie. As jy nie geld het om jou gif te koop nie. So dis 'n goeie ding, maar ja, jy moet dit uitsny. So verander jou roetine. Het jy iets anders te probeer doen vandag? 'n Bietjie loop, 'n bietjie draf, 'n bietjie. Ek gaan sit daar by die sirkel tot my foon op pap is, dan gaan ek huis toe. Nou, so doen 'n bietjie iets anders, so dit werk. Wag vir 5 minute, Tannie het nou lank wat Tannie nie gerook nie, Tannie die 5 minute konsep gedink aan. Nie regtig nie. Ek sien nie rekkies op Tannie se arm nie. Nee, is by die huis. Is Tannie bang vir die rekkies? Moenie worry nie, ek het nog rekkies, so ek sal vir julle rekkies gee. As julle rekkies kort, ek sal dit vir julle gee. Dit werk, ons moet die brein programmeer. Right, so verander jou lewenspatroon om die gewoonte. Ons kan nie as ek by 'n sekere persoon gaan kuier, gaan braai, gaan rugby kyk, wat ook al doen en ek weet dis waar ons rook, aanhou daarmee. Ek kan nie sê wel ek het nou opgehou rook, maar ek gaan nog steeds by wie ook al se huis kuier en ons gaan die rugby kyk. Maar ek weet as ek daar kom, dan word daar gebraai en gerook en gedrink. Bly weg van daardie situasies, verander jou lewenspatroon. Sê vir hom hy moet 'n bietjie by jou huis kom kuier. Want daar by jou huis maak jy die reël. So verander daai lewenspatroon om die rook. Nou, een wat ons altyd oorsien is rus. Ons moet rus. Ons kan nie funksioneer sonder rus nie. Nou rus val in 4 kategorieë. Die eerste rus is terwyl ek werk, en selfs julle wat afgetree is, julle is nog steeds besig by die huis om iets te doen. Jy kan nie net die hele tyd van net jy in die oggend wakker word, werk, totdat jy vanaand gaan slaap nie. As jy voor 'n rekenaar werk, 'n uur en 'n half, staan weg van die rekenaar af, kyk weg, moenie na die skerm kyk nie, vir 5 minute, 10 minute, vat 'n breek. As jy die hele dag in die tuin werk, julle wat afgetree is, julle hou van tuinwerk, jy kan nie die hele dag gaan in die son sit in die tuin werk nie. Staan iewers terug, gaan staan in die koelte, drink 'n glas water, vang 'n ruskansie, jy moet rus. So dis die eerste ene daai. Aan die einde van 'n werksdag moet ek slaap, ek moet rus. So dit is 'n langer periode en ons het gesê ek kort so 8 ure slaap. Ons gaan later 'n bietjie praat oor wat beteken 8 ure se slaap. So aan die einde van die dag kort jy rus. Aan die einde van 'n week, die Here het ons gemaak. Hy sê 6 dae sal jy werk. Die 7de moet jy rus. Ons kan nie vir weke aan mekaar gaan en net werk nie. Toe ek baie jonger was, het ek dit probeer, die geld was goed gewees, maar jy werk en jy raak naderhand siek van die werk. Want jy is nie gemaak om 7 dae 'n week te werk nie. Die Here was baie spesifiek toe hy vir ons gesê het. Hy gee dit vir ons, dis die enigste een van die gebooie wat hy uitbrei op, wat hy sê jy moet sekere dinge doen. Onthou. Hy sê onthou my. Hy sê onthou my. So dit is nie net van ek moet op die bank gaan sit en nou moet ek rus een dag in die week nie. Ek moet onthou, waar kom ek vandaan? Ek is geskape, ek het nie gekom uit 'n aap of 'n babiaan of 'n dingie. Ek is geskape, ek is onder. So daar's baie belangrike reëls wat saam met daardie rusdag kom. En dan die laaste soort van rus is iewers deur die jaar moet ek vir 'n week of 2 anderste rus. Ek kan nie net by die huis sit en net niks doen nie. Ons moet iets anders te doen. Ons moet wegkom van die huis af. Ons moet wegkom van die normale gange van lewe. Gaan kuier by familie. Jy hoef nie see toe te gaan nie. Die see is nie die enigste soort vakansie nie. Kom in die natuur, weet, gaan kamp, gaan vang vis, doen iets anders en ek wil sê ons moet ten minste 2 keer 'n jaar. Want ons almal wag gewoonlik vir Desember wanneer daar's verlof, daar's 'n bietjie meer geld, maar wat gebeur vir Desember by enige vakansieplek? Dis stampvol en dit veroorsaak net weer stres. So iewers deur die jaar 2 keer kry vir jou kom weg dat jy kan rus, dat jy kan herstel vir die jaar wat dan weer moet kom. Alraai, en ek het gesê raak ontslaaf van alles. Gooi dit weg. Moenie vashou, moenie net gaan wegsteek iewers nie.
Nou hoor ek van 'n ou wat sê, hy sê nee, wat ek gaan doen is, in my sitkamer het ek 'n baie hoë gordyn, ek gaan dit daar bo op die gordynreëling wegsit, laat dit my nie pla nie. Wie is so dom dat hy gaan vergeet, die sigarette is daar bo, as hy lus raak, wat gaan hy doen? Hy gaan dit afval. Raak ontslae daarvan, gooi dit weg, bring dit vir my, Tannie het gister Tannie se sigarette gebring, jy het jou sigarette, dit lê daar so, ons gaan dit later gaan 'n foto neem van jou, waar jy dit hierso kom bære, veilig, waar dit nie vir niemand ooit weer 'n probleem gaan wees nie. Raak ontslae van die gemors. Vermy daai spanning, stres, of die situasies wat stres veroorsaak. Julle weet in julle lewens, wie veroorsaak stres, moenie skei nie, dis wat ek sê nie, oom hoef nie die Tannie nou te los nie. Maar as jy hom weet, as jy hom sy kouse daar in die sitkamer los, sy gaan baie skree, tel die kouse op, gaan gooi dit in die wasgoedmandjie. My ma het baie gereeld oor dit. Ja, so julle weet, so self sy weet waar die stres vandaan kom. As jy daai stres in jou huis wil vermy, vat jou pa se kouse, gaan gooi dit in die wasgoedmandjie voordat jou ma sien. Julle moet almal daai stres vermy. So julle moet daai stres vermy. So kom verby daardie stres, want selfs al is dit nie stres wat direk op jou gemik is nie, maar dit kom as gevolg van iets wat jy miskien doen. So vermy stres of die situasies wat stres veroorsaak. Nou ons het so 'n klein bietjie gepraat oor drank gister en dis wat ek vir julle wil sê daarso op daardie prentjie. Daar verduidelik ons presies. Dis wat gebeur as ek daai drank begin my masker. Dit lyk soos onskuldige goue vissies, maar sodra daai drank oor ons kom, en dis daar waar ons begin dan uithaak. Ons luister nie meer na wat hier binne ingaan nie, ons maak dom besluite. En soos ek gesê het, jy hoef nie alkoholist te wees om dronk te wees nie. Jy hoef nie 'n bottel of 'n six-pack klaar te drink om dronk te wees nie. As jy net een drankie gehad het, dan is jy nie dronk nie, maar jy is nie meer 100% nugter nie. As jy nie nugter is nie, maak jy nie regte besluite nie. So vermy drank, want jy gaan sê dis net hierdie enetjie, en wat doen ons enetjie drink? Hy roep sy maatjie, hy sê kom drink nog enetjie. En dan begin jy nie meer reg besluit nie, en dan sê jy ag, ek sal volgende week ophou rook, ek gaan vanaand nog 'n bietjie rook, dan begin jy weer die klok van voor af. So vermy die drank. 'n Oefening. Oefening is een wat ons nie van hou nie. Ons hou nie van oefening nie. Dit is net werk en ons het soveel redes hoekom ons nie oefen nie. Maar daar's 'n paar voordele van hoekom ons moet oefen. En daar's so 'n lysie, dit gee vir jou 'n gesonde en 'n doeltreffende hart. Jou hart werk beter as jy gereeld oefen. Gesonde sirkulasie, onthou, as jou hart goed pomp, hy pomp die bloed deur, jou are is mooi oop, die sirkulasie is goed. Normale bloeddruk, want jou hart moet nie meer die bloed daar deur jou are probeer forceer nie, jou bloeddruk normaliseer, gesonde bene, jou beenstruktuur, nie hierdie bene, die bene wat jy binne, raak gesond. En ek het altyd gedink, wel, die bene wat jy het is die bene wat jy kry, en dit moet jy maar jou lewe deur gaan, maar ons bou die hele tyd aan daardie bene. So jy kry 'n gesonde beenstruktuur. Verbeterde immuniteit, as jy gereeld oefen, en jy kry verkoue. As jy nie oefen nie, dan hou daai verkoue miskien 2, 3, 4, 5 weke. Maar as jy gereeld oefen en jou immuunstelsel is sterk, dan beklei hy daai siektes harder, so jy het beter immuniteit. Verhoogde longdoeltreffendheid. Jou long is net soos 'n spier. Hy werk, hoe meer jy hom oefen, hoe beter werk hy. As jy hom nie oefen nie, gaan hy net so enige spier, hy gaan kleiner raak, so jou longe werk beter as jy gereeld oefen. Verminderde negatiewe emosies. Daarso is ene wat, hoe werk dit nou met oefening? Nou, ek was in 'n tegniese skool gewees, soos ek julle gesê het, ons het daardie tyd toe voor LO lewensoriëntering was, LO was liggaamlike opvoeding. Ons het PT klere aangetrek en jy het gaan iets doen. En die meneer wat vir ons LO gegee het, hy het gehou van die 800 meter of hy het die 800 meter gehad, ek weet nie wat sene van die twee nie, maar as ons LO gehad het met ons 800 meter hardloop. Elke keer. En ek lyk nog altyd, ek nou nog nooit 'n fikse maar ouetjie gewees nie. So ek het gesukkel met die 800 meter. Ek het, as ons wegspring, en hardloop ek so vinnig om, so amper 1,5 ronde, en dan is my gol uit, dan begin ek te loop, dan kom die ander ouens en hardloop hulle verby my, en dan, soos almal klaar maak, dan kom ek hier agteraan geloop, die tweede ronde, en ek maak klaar. Dan voel dit of ek doodgaan.
Jy voel letterlik of jy doodgaan as jy jou hard geoefen het. Maar dan gaan jy nou terug en jy gaan trek jou skoolklere weer aan en jy gaan klas toe en dan terwyl ek daar in die klas sit, dan voel ek maar ek voel nou goed. Want my liggaam gee vir my daai chemikalies wat ek laat vrylaat het in my bloedstroom terwyl ek geoefen het, laat my nou goed voel. En as jy goed voel oor jouself, dan dink jy goed en jou emosies reageer dan vir dit. Verbeterde spysvertering en ingewandsfunksie. So jou binnekant werk beter. As jy net eet en jy gaan sit net daarso, dan sukkel jou liggaam om daai kos te verwerk. Maar as jy aktief is, die bloed pomp lekker, jou maag het daai bloed nodig om te help om te werk om jou kos te verwerk. So as jy gereeld oefen en die bloed pomp lekker, werk jou maag lekker, verwerk die kos, neem die minerale beter op so. En dis alles uit oefen uit. Versterkte spiere, daar is natuurlik. Die brein se intellektuele funksie word verhoog. Jy word slimmer as jy oefen, want hoekom? Suurstof. Suurstof gaan na jou brein toe, die belangrikste komponent wat jou brein nodig het, en hoe meer suurstof jou brein het, hoe beter funksioneer hy. Wat het gebeur toe ons COVID gehad het? Ons het die hele tyd getoets vir suurstof. Want as my suurstofvlakke bo 96 is, beteken dit ek is gesond. Want jou liggaam het daai suurstof nodig. Skoonheid van die liggaam en gelaatskleur verbeter, want die bloed hoef nie geforseer te word nie, so jy is nie so rooi nie, en omdat die bloed goed deur jou vel voer hy jou vel met al die vitamines en minerale wat hy nodig het, en jou liggaam kry suurstof, so jou vel lyk beter. Vertraging in ouderdom, verhoogde energievlakke, en dan verbeterde slaap. As jy jouself gaan oefen en jy kry 'n bietjie jou liggaam om te werk, dan raak jou liggaam, hy sê ek is moeg, ek het nodig om te herstel, want dis al wat gebeur as ons slaap, ons herstel. As jy beter slaap, herstel jy beter en dan wat gebeur die volgende oggend? Jy voel dan beter. Nou algemene rede is om nie te oefen nie. Hierdie is nou mense se verskonings. Ek het 'n gebrek aan kennis, ek weet nie hoe om te begin nie. Nou ons almal het sport op skool gedoen. Ons almal weet hoe om 'n push-up, 'n sit-up, het dan nie sport gedoen nie. Het dan nie gekyk hoe speel hulle daarso. Het dan nie ooit geleer hoe om 'n push-up te doen. Nee, want ek het 'n gebrekte been gehad, daai tyd met al die sport. Waar die been? Wat 'n been? En na die been en voor die En na die been en voor die been, ja, die oom wil weet wat het gebeur na die been. So, maar push-ups, sit-ups, net staan en draf op die plek, om die huis draf, star, jumps, ons daar soveel goeie, so ons hoef nie, en ons lewe in 'n era wat tegnologie ons enigiets kan help. Google daar, so geef my maklike oefeninge vir 'n dame, ouderdom, soveel. En jy gaan regte oefeninge kry. Ek's bang ek sterf. Nou soos ek julle gesê het, ek was bang ek gaan dood daar op die 800 meter. Jy sal nie doodgaan van ligte oefening nie. Moenie as jy nooit hardloop, nooit draf, nooit oefening doen, moenie gaan probeer 10 km hardloop nie. Jy mag miskien dan doodgaan, want jou liggaam is nie gewoond daaraan nie. Maar ligte oefeninge, begin dit wat jou liggaam kan hanteer, werk hom op. Bang vir 'n besering? Weer eens, as jy te veel, te vinnig probeer, kan jy beseer, so vat dit rustig. Ek's te oorgewig. Dis 'n geldige rede daai, maar daar is oefeninge vir elke boutipe, ouderdom van wat 'n mens kan gee. So begin dit net op die regte manier. As jy voel jy's te oorgewig, begin net met stap. Ons hoef nie dadelik te hardloop nie, so dit vat te veel tyd. Nou ons kan dit altyd inwerk. Daar's altyd tyd om iets te gaan kyk op die TV of te gaan sit en kuier by iemand. Vat net 10-15 minute 'n dag begin te oefen. Dis slegte weer, ons hoef nie noodwendig buite te gaan oefen nie, ons kan binne in die huis, kan ons ietsie liggies doen, nêrens om te draf nie, weer eens binne in die huis kan jy iets doen, jy kan om jou huis draf, jy kan in jou kompleks, daar's altyd plek wat ons sulke goedjies kan doen. Dit word te vroeg donker, kan dit binne in die huis doen, ek's te besig, daar's altyd tyd vir ander dingetjies, en dan ek vergeet om te oefen. Nou seker 'n geldige rede, maar maak dit deel van jou lewe, laat jy dit nie meer kan vergeet nie. Nou hierso is 'n baie interessante tannie, Hilda Crooks. Sy gaan dood op die ouderdom van 102. Ek weet nie, is iemand van julle al naby aan 102? Ja. Nee, so niemand is naby aan, so hierdie. Ons het 'n ouma in die ou huis wat amper 102 is. Okay, tannie, is julle 'n ou tannie in die ou huis wat amper 102 is, maar tannie moet nou vir my sê of sy hierdie goeders kan doen. Sy hou die wêreldrekord in die 10.000 meter marathon vir vroue oor 85 jaar.
Is jy iemand wat 10 km draf? Nee. Tannie Tini loop daarom nog met haar karretjie. Sy loop met haar karretjie. So, sy het jaarliks die 14.495 voet maand dood nie geklim vir tussen die ouderdom van 66 tot 88. Nou 14.400 voet is, dit klink nie so baie nie. Dis omtrent so 3.500 meter, 3,5 kilometer. Nou 3,5 kilometer so, ag, dis nie regtig indrukwekkend nie. Maar 3.500 meter so is nogal. En jy klim dit nie net reguit so nie, dis skuins die kant, skuins daai kant, want jy kan nie net so klim nie. So sy doen dit. In 1991 het die Kaliforniese staat deur wetgewing dit hernoem na Crooks Peak toe. So daardie berg wat sy elke jaar klim, gee hulle sê, weet jy wat Tannie, jy klim hierdie ding so baie, ons vernoem hom na jou. Op die 24 Julie 1987 het sy as 91-jarige die piek van die 12.388 voet hoë Mount Fuji bereik. Nou, ek is nie die fikste nie, maar ek kan daarom 'n bietjie berg klim. Ek kan julle beloof, ek sien nie daai berg nou gaan klim nie. Dis heeltemal te veel voorbereiding wat ons nodig het. So, en daardie tannie doen dit op 91-jarige ouderdom. Sy het 97 pieke geklim tussen haar 81ste en 90ste verjaarsdag. Dit is 9 jaar. Sy het meer as 10 pieke per jaar geklim. En die pieke is nie so in 'n ry opgeneem, dit is uitmekaar uit. So 10 'n jaar, so dit is omtrent 1 per maand. Daai vat regtig inspanningsvermoë om dit te kan doen. Daai is net die Engels, ja, dis net die Engelse skyfies. Nou daarso is die tannie. Nou as jy kyk na haar daarso, lyk dit soos 'n jong persoon. Nee. Hoekom nie? Wat maak haar oud lyk? Sê vir my. Die liggaam laat haar oud lyk, maar haar gees bly jong. Ja, so haar liggaam lyk oud, maar gees lyk nog, kan nog jong wees. So dis grys haar, jy kan sien hier by die arms, die velletjie is maar los, die ruggie buig 'n bietjie in. So dis 'n ou vrou daai. Dis nie 'n jong vrou nie, maar nou hierso is die merkwaardige ding. Hilda Crooks het op 94-jarige ouderdom die hart en longe van 'n 18-jarige gehad. Wat beteken jou hart en jou longe kan jy jonk hou. Maar omdat ons nalat om te oefen, en ek beloof julle, die tannie het nie hier op 60-jarige ouderdom besluit, ek gaan nou begin bergklim nie. Sy doen dit al van 'n jong ouderdom af. Sy 10-teen-1 maratonne gehardloop toe sy jonk was. Sy het haar hart en haar longe jonk gehou. Maar nou, ons het nou al klaar so 'n bietjie laat gaan, ons harte en ons longe is nou al 'n bietjie oud, maar dit beteken nie, ons is nou verby 'n punt waar ons kan dit terugbring. Ons kan dit oefen, ons kan dit 'n bietjie jonger weer maak. So, ons gaan 'n bietjie kyk na rook en wat dit doen met jou hart. Nou, jou hart, die belangrikste aar wat uit hom uitgaan, is jou slagare. Dit is die groot pypies wat die baie bloed vat. Dis hoekom as jy 'n slagaar sny, dan kan jy vinnig doodbloei, want daai ding pomp baie bloed onder hoër druk. So, dis hoe 'n normale slagaar moet lyk, so 'n mooi ronde oop pypie. En dis hoe hy nie moet lyk nie. So, jy kan sien hier aan die buitekant, die pypwand, en daar binne is hy geblok. Nou, dieselfde hoeveelheid bloed het jou liggaam nog steeds deur, nou probeer jou hart dit daardeur verbydruk. So, nou, as ek rook, dan pak daai onsuiverhede pak in jou are op, en dan sit ons dit saam met 'n slegte dieet, en dan bou my cholesterol op, en daai aar raak al hoe kleiner en kleiner, en naderhand kan die bloed nie meer daardeur gaan nie. Daarso is ene wat oopgesny is. Nou, jy kan sien daai wit ryskorreltjies, botter, wat ook al dit nou lyk, dit hoort nie daar nie. Dit moet nie daar wees nie. Dit het veroorsaak dat hierdie persoon op die operasietafel lê en dat hy oopgesny is. Ek kan nie vir julle sê of hy lewe of dood nie. Ek het net die foto's so gekry, maar dit hoort nie in ons are nie. Maar dit is wat gebeur as ons ongesond lewe. Nou, voordele van ophou rook, en dit is dadelik. As ek ophou rook, niemand is nou ooit spyt gewees dat hy opgehou rook het nie, want die resultate kry ons dadelik, en baie van die dinge wat ons aan ons liggame gedoen het as gevolg van rook, kan nie ontdoen word nie, maar ons kan dit beter maak.
So jou kans op hartsiektes neem dadelik af. Dit maak saak hoe oud jy is nie. Dit maak saak hoe lank jy gerook het nie. En ons ken nie die toekoms nie, dis net die Here wat die toekoms ken. As daar vir jou 'n hartsiekte of 'n hartaanval op die boeke was en jy hou nou op om te rook, dadelik begin jou kanse vir daardie hartkwal, daai hartsiekte, daai hartaanval begin af te gaan en ons kan dit miskien vermy. So binne 20 minute van jou laaste sigaret begin jou bloeddruk te normaliseer. Hoekom is jou bloeddruk hoog terwyl jy rook? Want jy trek daai koolstofdioksied in en dit gaan in jou bloed in waar dit veronderstel is om suurstof te wees. Jou liggaam sê, ons kry nie genoeg suurstof nie, ons soek meer en jou hart klop vinniger. Hoe vinniger jou hart klop, hoe vinniger of hoe hoër gaan jou bloeddruk. Binne 8 ure gaan jou suurstofvlakke na normaal. Want ons sit vuil lug in, nou as ek ophou rook, nou is daar meer suurstof, my suurstofvlakke kom na normaal toe. Binne 'n maand begin jou cholesterol levels te verander. Jou vlakke in jou cholesterol kom, en men dink maar, cholesterol het net te doen met eet. Nee, die rookgewoonte dra by tot my cholesterolprobleme. Sodra jy opgehou rook het, bloedklonte, die kanse verminder. Binne 'n jaar is jou kanse van 'n hartaanval 50% minder. Binne 'n jaar. Ongeag van hoe lank jy gerook het, hoeveel jy gerook het, maar as ek nou ophou, dan begin my kanse te verbeter. Binne 'n paar jaar is jou kanse om 'n hartsiekte te kry amper dieselfde as 'n persoon wat nog nooit gerook het nie. So en die feit bly staan is, wanneer begin dit? Sodra ek ophou rook. Ja, maar ek gaan nog so 2 maande rook, want ek het nog hierdie projek om te doen, ek het hierdie probleem. Die probleem is, miskien het ek nie 2 maande nie, miskien kom daardie siekte waar ons gister gepraat het, waar ek by daai point of no return kom, en ek kan nie meer omdraai nie, dan het daai uitstel my niks gehelp nie. So, die beste kans is om dadelik op te hou. So daar is maar net oor die hartaanval, so daar is dit nou mooi in 'n prentjie vorm vir ons gesit. Binne 27 ure begin die pypies te ontspan. Want wat gebeur is, ons hele liggaam gaan in spanning in, want hy weet nie wat om daai sigaret rook te doen nie. Vir jare druk ons dit in, en hy het nooit geleer, hy word nie geleer hoe om te werk daarmee nie. En jou liggaam is onder stres. En sodra jy begin minder rook, ophou rook, dan begin daai pypies te ontspan. Hulle sê, okay, maar wag so 'n bietjie, die aanval op ons is nie so erg nie. So, en dan is daar nog 'n hele lys van dinge, en dit gebeur, so te sê dadelik. As ek al laaste sigaret gerook het, en ek rook nie weer nie, dan begin hierdie dinge te gebeur in my liggaam. Wanneer is die beste tyd om te hou? Nou, dadelik. Want ons wil nie met hierdie probleme sit nie. Hy kort van asem, geel vingers sê ons het ons nie meer so erg nie, gevlekte tande, guaranteed, gaatjies in jou tande, dis definitief. Jy dink miskien jy het dit nie, maar jy het dit. As jy 'n foto kon geneem het van jou toe jy begin rook het, en nou jy kyk na jou tande, gaan jy sien wat het dit gedoen aan jou tande. Daai oggendhoesie, selfhoes die dag, moeg, ek het nie krag nie, ek het nie energie nie, en dan ook daai onrustige slaap. Ons gaan sien dat al hierdie dinge kan ons verbeter as ons ophou rook. Is dit te laat? Hoe lank het oom gesê het oom gerook? 30 jaar. 30 jaar. Hoe lank rook oom al? 54. 54 jaar. Is dit te laat om op te hou? Dit is nie te laat om op te hou nie. Selfs as jy sekere siektes ontwikkel het, jy gee jou liggaam die beste kans om terug te beklei. So, dis nooit te laat om op te hou rook nie. Selfs al is jy die ergste, as jy moet 'n sekere kanker gekry het as gevolg van daai rook, en jy hou nou op, gee jou liggaam kans om terug te beklei. Maar as ek aanhou rook, as ek sê, weet jy wat, ek nou klaar hierdie siekte, dis maar nou so, dan gee jy nie jou liggaam kans om terug te beklei nie. Gee hom kans, sit neer, raak ontslaaf van dit. So net so 'n bietjie weer, dink aan daai geldelike aspek van as ons ophou rook, ons het gesê, jy is op so R15 'n dag, so dis die helfte van daai, R5.400 'n jaar. Ons het vandag gepraat so 'n bietjie oor gym membership, en wat kos dit om in 'n gym aan te sluit, wat kos dit om aan 'n squash klub, dit kos alles geld. Nou as ek daai geld vir 'n slegte gewoonte vat, en ek pas dit toe op 'n gesonde gewoonte,
hoeveel beter gaan my liggaam reageer dan? So daar's baie dinge, daar jy wil miskien op vakansie gaan of 'n nuwe kar koop of wat ook al jy wil doen. Daar's soveel wat ons kan doen met daai geld en elkeen is 'n finansiële status is anderste. Elkeen kan iets anders daarmee doen. Iemand, jy het miskien groter drome, maar as ek daai goed neersit, dadelik dan kan ek begin aan hierdie geld spaar. So ons het gesê dis 'n volskaalse aanval. Ons kan nie die vyand net op een plek gaan aanval nie. Nou dat Amerika in die oorlog is met Iran, hulle kan nie sê, weet jy wat, kom ons val net hulle vloot aan. As ons hulle vloot gesink het, dan het ons die oorlog gewen nie. Nee, hulle moet die vloot aanval, hulle moet hulle lugmag aanval, hulle moet hulle soldate aanval, hulle moet selfs die fabrieke waar die wapens gemaak word, moet hulle aanval, want jy wil jou vyand stop. Dit help nie, ek sê net vir my, my liggaam, jy is nou lus vir 'n sigaret, maar ons gaan nou nie meer vir jou 'n sigaret gee nie, maar hier bo kan ek nie daai besluit maak nie. Moet in al die vlakke moet ek daai besluit maak en sê ek is klaar. Liggaam, jy is lus vir 'n sigaret? Nee. Verstand, ek het 'n besluit hier gemaak, ek gaan nie weer 'n sigaret vat nie. Geestelik, ek verstaan dat ek en my Skepper is in 'n spesiale verhouding. Wat hy van my al wil hê is dat ek so gesond as moontlik moet lewe en ek wil ophou rook. Emosioneel, ek gaan 'n bietjie kwaad raak, geïrriteerd raak. Julle het gister gesê hulle is 'n bietjie geïrriteerd. Ek gaan 'n bietjie huilerig wees, maar emosioneel is ek gereed vir dit wat kom. Ek wil nie meer rook nie. Nou hierso is die grootste rede hoekom baie mense daardie tyd begin rook het, want dokters het dit aanbeveel. Nou daardie tyd was daar nie genoeg data gewees nie en hulle het maar geraai en hulle het gedink wat kan er gewees en soos hierdie advertensie sê dit more doctors smoke Camel than any other cigarette. Nou daardie pakkie Camels daarso, dis wat ek gerook het. Ek kan tot vandag, as ek so maak, kan ek terugdink aan hoe dit gevoel. Ek kan voel hoeveel sigarette is daaroor. Ek kan hierso by 1:00, 2:00 in die middag kan ek sê, is daar genoeg sigarette om my te hou tot ek huis toe gaan. Moet ek gou ry en gaan sigarette koop. Ek kan onthou hoe voel dit om my pakkie oop te skeer. Ek kan onthou as ek daai blou raak skeer, was ek geïrriteerd met myself gewees om my pakkie het slordig gelyk. So al daai dinge kan ek onthou, want dit het deel geraak van my lewe, want almal het gesê, ag, moenie worry nie, daar gaan niks gebeur nie man. Jy's nog jonk, jy het nog baie. En dokters het gesê, dis okay om te rook. En toe begin die data deur te kom en longkanker en mondkanker en al hierdie verskillende siektes. En nou sê ons, nou moet ons maar, daai is hoe ons mislei is oor te begin rook. En dit is waar die krag in advertensies gelê het. Gelukkig, ons is baie bevoorreg in Suid-Afrika, jy mag nie meer sigarette adverteer nie. Dit mag daar in die winkel wees, jy kan dit daar sien, maar jy mag dit nie op 'n TV of op 'n bord sit nie, so ons is gelukkig dat daar nie meer advertensies kom nie. So ons moet op daai punt kom waar ons sê ons is klaar. Hoekom? Want ons wil kyk na die voordele van wat gebeur as ek ophou rook. So ek wil nou nie deur alles weer gaan nie, dis maar net weer die hele lys, maar daar binne ure begin jou hart se die hoeveelheid kloppe te normaliseer. Net vir oom wat gisteraand was, ons het gesê as 'n normale gesonderige hartklop is so 72 kloppe per minuut. As jy net op 80 is, wat nie regtig erg is nie. En jy begin sê hoeveel kloppe is dit per minuut te veel? Hoeveel kloppe is dit per uur, per dag, per maand, per jaar? Per jaar is 8 kloppe per minuut. Gaan dit op na 4,5 miljoen kloppe per jaar te veel. So jou hart is 'n masjien, net soos enige ander masjien. Hy's gemaak om 'n sekere werk te doen. Nou sit ek 4,5 miljoen kloppe elke jaar op hom. Daardie masjien kan nie so lank hou nie. Ek moet hom kondisioneer, ek moet hom gesond kry om hom kans te gee om sy werk te doen. Binne 24 tot 48 uur gaan die carbon monoxide, die koolstofmonoksied vlakke verlaag, want jy sit nou skoon suurstof in, en binne 2 weke is jou bloedtoevoer tot jou vel terug na beter, na normale vlakke toe. So, dadelik begin dit te help om op te hou rook. So, jou kans vir 'n hartaanval binne 'n jaar 50%. So, jy gaan van, daarso is 'n hartaanval wat vir jou wag in die toekoms. As jy nou ophou rook, binne 'n jaar 50% is jou kanse minder. Jy gaan miskien nog steeds 'n hartaanval kan kry, maar jy gee jou liggaam die beste kans om terug te beklei. Longkanker, binne 10 tot 20 jaar is jou kans om longkanker te kry normaal. As jy gister gesê het, ons almal het maar kankers in ons,
maar ons gee ons liggame so goed moontlike kans om terug te beklei. Kroniese longsiektes, kans om dit te kry, as jy nou op 'n rook, begin dadelik af te kom. Jou bloeddruk begin normaliseer. Jou beendigtheid begin terug te keer na normaal. En ons dink nooit hieraan, jy dink sigaret dis vingers, lippe, tong, neus, longe, miskien hart, maar selfs jou digtheid in jou bene begin normaal te gaan. Jou longfunksie, dit wat jy beskadig het, jy stop daar die skade, jy beskadig jou long nie meer verder nie, en hy begin stadig maar seker, begin jy om te kondisioneer, om weer gesonder, nie gesond nie, want ons het soveel skade aan ons longe gedoen, ons gaan nooit weer gesond kry nie, maar ons kan dit so 'n bietjie gesonder kry. So daar is ons maar nou net 'n grafiek wat vir julle wys, hoe daai lyn val dadelik, val hy na 'n laer toe, so, om 'n hartaanval te kry, hierso by 5 jaar, begin jy baie naby te kom as 'n normaal. Na 10 jaar is jy by 20% kans. En hier by 15 jaar begin jy amper dieselfde te loop as 'n persoon wat nooit gerook het nie. En so, daai persoon wat sy hele lewe gesond gelewe, nooit gerook het nie, jy is amper dieselfde as hy na 15 jaar. Longkanker, daar's ook kan julle sien, daai lyn val nog selfs vinniger. Jy gaan baie vinniger daarna 5 jaar toe, en hier by 10 jaar begin jy te normaliseer, dat jy amper dieselfde is as 'n persoon. En let wel wat ek sê, amper. Ons gaan nooit weer presies dieselfde wees as 'n persoon wat nooit gerook het. Ons het sekere skade gedoen wat maar daar gaan bly, maar ons gee ons liggame die beste kans om terug te beklei. So ons sê nee vir daai sigarette. Nou, hoe werk jy het verskillende vlakke in jou liggaam wat besluite neem. En gelukkig werk dit soos dit in Suid-Afrika werk, as ons stem, jy die rede, jy redeneer dit uit. Daar's al hierdie siektes wat ek kan kry, dit kos my geld, of dis lekker, dit laat my ontspan, so jy redeneer daar uit, ek wil nie, dan sal die wilskrag, ek het 'n besluit gemaak, ek gaan by daai besluit bly, of ek wil nie oprook nie, en daardie wilskrag is een van die vlakke, en dan jou liste, jou emosies, jou gevoelens, jou begeertes, weet daai wat jy voel, jy's te bewerig, jy sweterig, ek is lus vir daai sigaret, ek kan nie, en daar so stry jy dit ook uit, en jy kry daar 'n stem. Nou, soos ek sê, net soos in Suid-Afrika, as jy stem daar vir een party, een stem. Of jy stem vir 'n ander party, een stem. En hoe dit in Suid-Afrika werk, maak saak vir wie jy stem nie, is klaar besluit. Die wilskrag kry die beslissende besluit. Ek sien Tannie lag lekker oor daai ene. Julle kan net maar toets. Dis klaar vooruit. Ons gaan staan daar in rye vir ure, en hulle maak nie nommers so, laat ons partykeer lyk of ons goed doen, partykeer, maar dis hoe ons liggame werk. Jy het hierdie redenasie vermoë om vir jouself uit te pleis, is dit goed, is dit sleg, en jou liggaam sê ek is lus daarvoor, ek het dit nodig, maar jou wilskrag is die een wat besluit. Hierdie ander twee stem saam, maar die wilskrag, hy sê wat se gaan gebeur. So waar moet ek meer fokus plaas? In my redenasie vermoë, in my liggaam se lus vir 'n sigaret of nie vir 'n sigaret nie, of by my wilskrag. Fokus op die wilskrag, dis daar waar jy die besluit maak. So gee jou wilskrag die krag. Sit die vermoë in sy kamp. Moenie sê, wel, kom ons kyk of ek dit kan bekostig. Miskien sy geld. Moenie daar so redeneer. Gaan na die wilskrag toe sê ek het 'n besluit gemaak, ek hou op rook. Nou daar is ons net weer 'n foto van die medikasie. Het julle begin gebruik? Ja. Het oom begin gebruik? Het julle gevoel 'n bietjie rustiger miskien gisterand? Het jy geslaap 'n bietjie? Ja, bietjie langer as dit gewoonlik geslaap het, ja. Ja, so jy het beter slaap vanoggend, die ander enetjie gebruik, het jy 'n bietjie energievlakke gesien verander, bietjie meer. Soos ek julle sê, daar's nie, dat gaan jou nie in die oggend laat opspring en rond hardloop nie. Dit gaan nie dit doen nie, want hier is natuurlike produkte. Weet, en ons wil nie hulle nou weer afhangend maak van iets anderste wat jou daai energie gee of jou daai rustigheid maak. Ons gee vir jou iets liggies, net om te help, net die skerp randjie aftaal. Enige vrae? Nope. Is ek 'n goeie manier dat ek die les gee en julle verstaan alles? So kan ons maar Van die tweedehandse rook. Soos sê net maar my seun rook, hy rook in die huis en daar's 3 dogtertjies in die huis. Nou sê hy wel vir die kleintjie,
moenie hier by pappa sit nie, pappa rook. So sy het nou in die kamer gaan speel, maar as hy klaar gerook het, dan gaan sy nou maar by hom kom sit. Maar hy het nog steeds daar in die sitkamer gerook. Ja, so ek het daai presies dieselfde ding gedoen as ek gerook het terwyl ek bestuur het, dan sit my kinders agter, dan maak ek die venster so oop en ek hou my sigaret so en ek blaas die rook daar uit. Maar my hele kar ruik na rook. Selfs as ek klaar gerook het, dan ruik die kar nog steeds na rook. So as ons naby, selfs as 'n persoon klaar gerook het en hy loop van waaraf hy gerook het na my toe, dit wat hy nog saam met hom dra, aan sy klere, aan sy asem, is nog steeds negatief. So die ondersoeke sê dat tweedehandse rook is meer gevaarlik as eerstehandse rook. Ek is nie 'n dokter nie, so ek sê maar net wat die navorsing sê. So daai tweedehandse rook is meer gevaarlik as wat jy self rook. So weer eens, ons het gister gesê, Tannie was ook nie gister hier gewees nie. Ons rook, ons maak daai besluite want ons is dom. Ons dink nie. Ek wil my kinders beskerm, maar ek rook in die kar waar hulle sit. As ek in die huis gerook het, dan blaas ek by die venster uit. Want ek het dom besluite gemaak en nou dat ek terugdink aan dan dink ek kan net as ek net kon teruggaan in die tyd en myself net 'n klap in die kop gegee het en sê, hoor hier is jou kinders daai. Jy beskerm hulle teen alles, maar jy beskerm nie teen jouself nie. So dit sal die beste wees om heeltemal weg te wees van my kinders af as ek rook, maar die heel beste sal wees is hou op. Dink nie net aan daai kinders wat klein is nie. Dink aan daai kinders wat moet groot word, hoërskool, universiteit, kleinkinders. Nou rook jy en kom ons sê jy kan hulle gesond hou. Jy is ongesond, so jy gaan later aan siek word, jy gaan 'n las word op hulle, want wie wil 'n siek pa, ma, ouma, oupa hê? En nou sê siek. So ons moet dink aan daardie ook. Wat doen ons in die toekoms as ons siek is? En jy wil soveel as moontlik tyd hê saam met jou geliefdes. Terwyl ons jonk is, dan sê ons, ag, ek is okay op my eie, ek wil my lewe geniet. Maar die probleem is as jy oor 40, 50, 60, dan begin jy dink en dan dink jy hoe waardevol is die lewe eintlik. En ja, dit is 'n spikkel op dit wat ons in die ewigheid saam met die Here in die hemel kan gaan spandeer. Maar dit beteken hier wat ons hier op aarde doen, die besluite wat ons hier maak, affekteer daardie ewigheid. Gaan ek daar wees? Gaan ek nie daar wees nie? Watse besluite het ek gemaak wat maak dat die ewigheid van my al weggevat kan word? En net omdat ons 'n genadevolle, liefdevolle God dien, beteken dit nie almal gaan outomaties hemel toe gaan nie. Hy het reëls en regulasies daar gesit. Hy sê ek wil jou saam met my hê. Die uitnodiging is aan jou kaartjie is daar. Maar ons gaan dan sê ons, weet jy wat, ek maak sekere besluite en sigaretrook is een van baie besluite. Sê weet jy wat, ek wil my lewe geniet. Ek wil dit doen wat ek wil doen en ek vat daai kaartjie en ek druk dit terug in die Here se gesig en ek sê nee, ek wil my lewe geniet want dit wat ek wil hê is vir my meer belangrik. So daai besluite dit gaan kring so uit. Dis nie net dit wat my kinders wat siek word, dis myself ook. En ons moet begin daaraan ook dink, waartoe vat my besluite my? En dit is soos die storie van die klein jakkalsies. Hulle sê moenie worry oor die groot jakkals, weet daai, want ek het miskien 'n groot probleem. Kom ons sê jy rook en jy dwelms. Moenie bekommerd wees oor daai dwelms nou. Raak ontslaaf van die klein jakkalsies, want dis daai klein jakkalsies wat in die wortels van die boom ingaan en die boom doodmaak. Kry daai klein jakkalsies uit die pad uit. En as hulle uit die pad uit is, dan werk ons aan die groter probleme. En sigarette is eintlik een van ons klein probleme. Dit is eintlik een van die maklikstes om op te hou. Ons het ander dinge, ander verslawings, drank, dwelms, pornografie, dobbel, inkopies. Ons het baie groot probleme en ons moet begin van die kleintjies ontslaa raak. Dan sal ons dit makliker regkry om uiteindelik die grootes ontslaa te raak. Nog vragies? Heel reg. Right, so onthou, 6 tot 8 glase water per dag. Werk dit op, so stelselmatig, moenie dadelik begin met die 8 glase, moenie al 8 glase voor 10:00 in die oggend ook drink nie, werk dit in deur die dag. So is 1 glas elke uur. Ja, drink 1 glas water aan die hele dag. Ja nee, so met daai waterinname moet hom definitief, behalwe vir die sigaretrook. Vir al die ander gesondheidsprobleme wat ons het, help water ook. Ek drink niks vandag. Drink hom niks vandag nie. Hy drink dit, hy sal die heel dag
al nag daar by die bed staan my pa so sip. So, kry daai waterinname op, hom voel beter, want as jy gehidreer is, as jou liggaam, want ons bestaan 70% uit water uit. En as ek nie genoeg water invat nie, dan begin ek te dehidreer, en dis daar waar ek begin kopseer kry, ek voel moeg, kry daai waterinname op, ons moet water drink. Genoeg slaap, en dis hoekom julle hoor hoe vinnig praat ek praat nie gewoonlik so vinnig, ek praat altyd so hard, maar ek praat nooit so vinnig nie. Kry genoeg slaap, gaan huis toe, gaan slaap. Doen iets anderste, daai stokperdjie, daai puzzle bou, daai speletjie speel, loop om die huis, wat ook al, doen iets anderste, eet gesond, wag 5 minute. Wag 5 minute, so ek julle sê, ek is nog steeds 'n roker. Ek rook net nie meer vir omtrent 13 jaar nie, want ek wag vir 5 minute. Ek kan nie noodwendig iets anders te gaan doen nie, want as ek lus raak vir daai sigaret, is dit as ek in die middel van iets is. Ek is besig met stres. Nou dink ek, 'n sigaret sal nou lekker wees. Dan moet ek vir myself sê, wag 5 minute. Vir my stres of die situasies, ligte oefening. So hoef jy te hardloop en gewigte nie, ligte oefening. Dink positief, want ons het soveel krag in ons denke. En dan, ek moet net gou sien, ja, dan gaan ek oor na Engels toe, daai gebed moet eintlik daar so in Afrikaans in wees, gebed. Nou, ek het 'n ding wat ek vir mense sê, ten minste moet jy jou dag begin met die Here en moet jou dag eindig met die Here. Praat nie van net Bybel lees nie, ek praat van praat met hom. Nie daai wat julle is nou nie regtig mee op daai ouderdom wat julle in die besigheidswêreld, nie daai wat jy laat wakker word, jy spring in jou kar en jy ry en soos jy ry dan, ag asseblief liewe Jesus, hou my veilig op die pad en laat die baas nou nie moeilik wees vandag nie en laat my vrou net vir my lekker kos maak en dankie amen. Dis nie gebed nie. Dis nog 'n ding wat ons in Suid-Afrika doen, is 'n list of demands. Gebed is, Here, dankie dat U my wakker gemaak het vanoggend. Ek het so lekker gerus want ek het geweet U is in beheer. Here, U lê my dag voor my, ek weet nie wat inhou nie, Here, U weet wat die dag vir my inhou. Gaan saam met my in die dag en help dat my baas nie so moeilik met my wees nie. Vra vir dit wat ons nodig het, maar praat met hom. Moenie net vir hom sê, dis wat ek soek en amen nie. Want dis nie 'n gebed nie, dis nie 'n gesprek nie. Dis net 'n lys van dinge wat ek wil hê. En dan afsluit ten minste. So begin en afsluit jou dag saam met die Here. En die afsluit wil ek amper kies in 'n belangriker kategorie sit, want as jy slaap, dan gaan jy in 'n vlak in van semi-bewusteloosheid. Jy's nie meer in beheer van jou denke nie. Jy droom, so jy het 'n dag gehad waar jy baie gestres het, waar die baas baie moeilik was en dit gaan omdat dit in jou onderbewussyn is, dan kom dit miskien in jou droom. En jy dink, daai baas is 'n moeilike ou en ek stamp hom maar bo van die gebou af. Daar Paulus sê, as ek dit hier gebeur het, dan is dit al klaar sonde. Ek hoef dit nie eens uit te voer nie, maar as ek dit gedink het. En as ons droom, is ons nie in beheer van dit wat ons dink nie. Ons moet die Here sê asseblief, wees in beheer van my denke terwyl ek slaap. Laat die duiwel nie enigins iets op my kan druk, dit wat in die dag gebeur het, my nie kan affekteer nie. Maar dan eintlik is ons moet deur die dag moet ons met die Here praat. Dis soos 'n man en 'n vrou. Hom kan nie in die oggend opstaan en net vir haar sê bye en by die huis uitgaan nie. Vanaand by die huis kom is daar moeilikheid. Kan nie net in die aand by die huis kom en sê hallo, waar's my kos? Gaan moeilik wees. Deur die dag stuur jy vir jou vrou 'n boodskapie. Hoe loop jou dag? My baas is moeilik. Wat eet ons? Jy praat, jy kommunikeer met mekaar. En dit is wat ons met die Here ook moet doen is praat met hom. Ronde 2, so te sê verby. Vir oom is ronde 1 vanaand. Ons het gister gesê, ons is hierdie ouetjie met die rooi broek en sigaret rook is daai groot meneer daar aan die ander kant. En dit lyk moeilik. Waar staan julle 3 wat gisteraand hierso was? Wat se kleurbroek het oom aan? Nog rooi. Is hy nog rooi? So right, moenie waar nie, ons sal môre vir hom charcoal saambring, ons sal daai broek swart maak. Maar swart gaan daai broek môre aand wees. Waar staan julle? Bly nog op daai ene? Op watter ene? Die rooi een. Die rooi broek. Ja. So dit lyk nog moeilik daai kant. Ja. Definitief. Dit gaan moeilik lyk, maar onthou soos ons gister gesê het, gaan 10 teen 1 heel makliker wees. Al wat ons moet doen is die wilskrag, besluit maak.
vir die Here sê, dra my deur. Ek het 'n besluit gemaak. Ek weet wat U van my verlang. Help my om by daai besluit te bly. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Heer, dankie nou weer vir aan 2 wat ons kon saam tyd spandeer het, kon gepraat het oor ons eie lewens, Here, waar ons uitdagings miskien lê. En Here, so ons klaar genoem het, U ken die toekoms al klaar. U weet waartoe ons gaan, U weet waar ons gaan moeilikheid kry. En Here, daarom vra ons, wees asseblief daar, so beskerm ons, daar waar die duiwel wil aanval, daar waar ons wil in hierdie versoeking indruk, maak ons dat ons sterk kan staan by daardie wilskragbesluit ons gemaak het saam met U, om te sê, ek het klaar gerook, ek gaan nie meer rook nie. Bekragtig daai besluite wat ons gemaak het, Here, dat ons kan sterk staan. En Here, dit gaan nie net hier in hierdie saal bly nie, dit gaan nie net hier in Naboomspruit bly nie, Here, maar waar ons elkeen, waar ons verander word deur U, waar ons geraak word deur U, kan ons dan weer lig raak vir ander mense in hulle lewens. Seën ons dan ook so dat ons dit kan suksesvol doen. Gaan nou saam met ons ook in die res van hierdie aand, Here, hou ons ook asseblief veilig, hou ons op die pad dat ons veilig by die huis kan kom en weer eens as dit U wil is, bring ons weer môre aand so by mekaar saam. Bid ons in Jesus naam alleen. Amen.